Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n nuwe reeks genaamd Christus in ons, die hoop op heerlikheid. En die titel is uit die laaste gedeelte van Kolossense 1:27 wat in die 2020 vertaling lees: God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus in julle, die hoop op die heerlikheid. Daar is 'n misterie wat deur die eeue verborge gehou is, maar nou in Jesus bekend gemaak is, en dit is hierdie werklikheid, dat deur wedergeboorte Jesus met sy volheid in ons woon. En ons gaan nog vorentoe in meer diepte kyk wat hierdie stelling en belofte vir ons beteken en behoort te beteken, dat Jesus met sy volheid in ons woon. Vir vandag wil ek net kyk na wat dit beteken as die woord hier vir ons sê, Christus in ons, en dit is die hoop op heerlikheid. Die New King James vertaal dit as Christ in us, the hope of glory. Wat beteken die hoop op heerlikheid, of the hope of glory? Kom ons kyk net eers na die woordjie heerlikheid, en dis duidelik uit hierdie konteks dat hier verwys word na God se heerlikheid. Dis verseker nie my of jou heerlikheid nie. Maar wat is God se heerlikheid? En ek het vir baie lank gesukkel met hierdie teks, omdat ek nie regtig geweet het hoe om God se heerlikheid te definieer nie. Totdat die Heilige Gees in sy getrouheid dit eendag vir my deur iemand anders se prediking verduidelik het. Hy is altyd so awesome, en hy sal altyd vir jou sy woord verduidelik as jy hom vra en hom vertrou. En soms gee hy jou dadelik die antwoord, en soms is dit 'n rukkie daarna, en soms gee hy dit direk vir jou, en soms gebruik hy ander mense, maar antwoord sal hy my en jou antwoord. Want hy is lief vir ons, en hy wil graag hê dat ons sy woord sal verstaan, sodat ons dit kan glo. In 'n geval, daar seker ander definisies vir die heerlikheid van God, maar hierdie is hoe ek glo die Here dit vir my geopenbaar het, in baie eenvoudige terme. Die heerlikheid van God is die manifestasie van God se karakter, deur sy krag in ons fisiese wêreld. Dis so eenvoudig. Dis die manifestasie van God se karakter deur sy krag in ons fisiese wêreld. En daar's talle verse wat dit verduidelik, maar ek gaan hierdie een voorbeeld gebruik uit Romeine 6:4. Hy praat hier van Jesus se opwekking uit die dood, maar luister 'n bietjie hoe, of sal ek sê wat, het God gebruik om hom op te wek. Hier staan, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Sien jy wat staan hier in die middelste gedeelte? Net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Jesus is deur die Vader se heerlikheid opgewek uit die dode. Die manifestering van die Vader se krag in ons fisiese wêreld, dit is wat veroorsaak het dat Jesus in ons fisiese wêreld opgestaan het uit die dode. Nou terug na ons teks in Kolossense 1:27. Christus in ons, die hoop op heerlikheid. En voordat ons dan nou ons definisie vir heerlikheid hier gebruik, kom ons kyk ook net gou wat is hoop in die Bybelse konteks. En ek sê spesifiek in die Bybelse konteks, want hoop in ons wêreld is niks meer as wishful thinking nie. Ek hoop dit gaan môre reën, maar dit mag dalk reën en dit mag dalk nie reën nie. Of ek hoop my span gaan die naweek wen, maar dit is niks meer as 'n wens nie, want daar is zero sekerheid in daai hoop, want die uitkoms kan enige kant toe swaai. Maar hoop in God se koninkryk is totaal en al anders. Hoop in sy koninkryk is 'n vaste, versekerde vertroue op 'n positiewe uitkoms. Dis 'n vertroue in slegs een moontlike uitkoms, en dis 'n positiewe uitkoms. Bybelse hoop het nie die moontlikheid van 'n negatiewe of onvervulde uitkoms nie. Dis nie 'n wens wat mag of nie mag gebeur nie. Bybelse hoop is 'n done deal, dit gaan gebeur. Kom ons kyk byvoorbeeld na Hebreërs 11 vers 1 se verduideliking van wat geloof is. Dan sê hy, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hier kombineer die woord geloof met hoop, en hy sê ons geloof is 'n vaste vertroue dat dit wat ons hoop, dat dit gaan gebeur. Dis die moontlikheid van net een uitkoms. Kyk na Romeine 15 vers 12 en 13 wat sê, en Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees,
en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. Die wortel van Isaai is Jesus in hierdie teks, en hy sê dat Jesus die hoop van die nasies sal wees. En dan sê hy in vers 13, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie seël dit absoluut vir my, want hier noem Paulus hom die God van die hoop. En as ons hoop op God is daar net een moontlike uitkoms. Dit is baie duidelik dat hierdie hoop is nie 'n wishy-washy storie nie, maar 'n absolute sekerheid dat wat hy sê, dit sal hy ook doen, want hy koppel hoop aan sy naam en sy karakter. Hy is die God van die hoop. Nou, kom ons gaan weer terug na ons teks in Kolossense 1:27. Christus in ons, die hoop op heerlikheid. So kom ons vervang hoop en heerlikheid met dit wat ons vandag geleer het, en kyk net hoe maak dit hierdie vers lewendig. Christus in ons. Hy is ons vaste vertroue op die manifestasie van die almagtige krag van God hier in ons wêreld. Wow, ek gaan dit net weer sê. Christus in ons. Hy is ons vaste vertroue op die manifestasie van die almagtige krag van God hier in ons wêreld. Geliefde disipel van Jesus, die feit dat jy Christus in jou het, dit gee nie net vir jou hoop nie, maar ook vir 'n stikkende wêreld om jou. Ek en jy dra die hoop, die vaste vertroue op 'n positiewe uitkoms binne in ons. Want dit wat ons in ons het, dis die hoop van die manifestasie van God se krag in ons wêreld. Ons dra die hoop op verlossing in ons. Ons dra die hoop op genesing in ons. Ons dra die hoop op herstel, oorvloed, vreugde, vrede. Ons dra die hoop op lewe in ons. Ek wil hê jy moet net eers oor hierdie waarheid bietjie mediteer. Maar mediteer oor dit vanuit die rigting van wat is al die moontlikhede wat hierdie werklikheid inhou. Begin bietjie oor hierdie moontlikhede droom, begin daaroor nadink, begin om ander uitkomste te sien as wat jy tot dusver gesien het, want Jesus is in jou en hy is die vaste vertroue op 'n positiewe manifestasie van God se krag in en deur my en jou en vir die mense om my en jou se lewens. Wat het hulle nodig? Ek en jy het die antwoord in ons. Christus in ons, die hoop op God se heerlikheid. Here, wat 'n openbaring. Wat 'n amazing geskenk dat U met U volheid in ons sou kom woon, sodat ons in ons die hoop kan dra vir 'n stikkende wêreld. Here, help ons om ons gedagtes te vernuwe en die moontlikhede in te sien wat hierdie insluit. U is in ons en U is die hoop en U wil U karakter deur U krag kom manifesteer in hierdie wêreld deur ons. Ons is U voertuie. Sjoe, dankie Here Jesus. Wat 'n amazing openbaring. Ons eer U vir wie U is. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus in jou en jou neus in sy woord. Shalom.